OK julle, ons begin met ons nuwe lesing. Dit is die 4de boek van Moses, genoem Numeri of Numbers in Engels. Onthou nou maar weer, mense, orals waar daar Here staan, vervang ek het met Hemelse Vader. En ek gebruik nie die tetragram net vir gebruik nie, Jot hy haf hy, want ek glo dis hoogheilig. Die ek is wie ek is. So as julle my volg in die Bybelstudie, neem maar net kennis daarvan. Ek vervang daai woord met Hemelse Vader. En ja, daar gaan ons begin met Numeri. Die telling van die Israeliete in die woestyn van Sinaï, hoofstuk 1. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek in die woestyn van Sinaï, in die tent van samekoms op die eerste van die tweede maand, in die eerste jaar nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het, en gesê: Neem julle volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname, almal wat manlik is, hoof vir hoof. Van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op die kommando moet uittrek in Israel, en moet julle tel volgens hulle leerafdelings, jy en Aaron. En met julle saam moet daar van elke stam 'n man wees, 'n man wat hoof is van sy families. En dit is die name van die manne wat julle moet bystaan. Vir Reuben is dit Eliseur, die seun van Sedeur. Vir Simeon is dit Shelumiel, die seun van Surishadai. Vir Juda is dit Nagson, die seun van Aminadab. Vir Isaskar is dit Nathaniel, die seun van Suar. Vir Sebulon is dit Eliab, die seun van Elon. Vir die kinders van Josef, vir Ephraim is dit Elisama, die seun van Amibud. Vir Manasse is dit Gamliel, die seun van Pedasor. Vir Benjamin is dit Abidan, die seun van Gideoni. En vir Dan is dit Aliseer, die seun van Amedisadai. En vir Asser is dit Pagiel, die seun van Ogram. Vir Gad is dit Elasiaf, die seun van Reuel. Vir Naftali is dit Ahira, die seun van Enan. Dit was hulle wat die vergadering opgeroep was, die owerstes van hulle voorvaderlike stamme, en die stamhoofde van Israel. Toe het Moses en Aaron die manne geneem, wat met hulle name aangewys was, en hulle het hulle hele vergadering op die eerste dag van die tweede maand bymekaar laat kom, en die het hulle afkoms opgegee volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname, van 20 jaar oud en daarbo, hoof vir hoof. En soos die Hemelse Vader vir Moses beveel het, en hy hulle getel in die woestyn van Sinaï. En die seuns van Reuben, die eersgeborene van Israel, hulle name kome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal van hulle name, die hoof vir hoof, almal manlik was, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle geteldes van die stam van Reuben was 46.500. Van die seuns van Simeon, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname, hoof vir hoof, almal wat manlik was, 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle geteldes van die stam van Simeon was 59.300. Van die seuns van Gad, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle geteldes van die seun van Gad was 45.650. Van die seuns van Juda, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle geteldes van die stam 74.600. Van die seuns van Isaskar, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname 20 jaar oud en daarbo, almal wat op die kommando moet uittrek. Hulle geteldes in die stam van Isaskar was 55.400. Van die seuns van Sebulon, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle geteldes in die stam van Sebulon was 57.400.
Van die seuns van Josef, van Efraim, hulle nakomlinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Efraim was 40.500. Van die seuns van Manasse, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Manasse was 32.200. Van die seuns van Benjamin, hulle nakomlinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Benjamin was 35.400. Van die seuns van Dan, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens die families, na die getalname 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Dan was 62.700. Van die seuns van Aser, hulle nakomlinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Aser was 41.500. Van die seuns van Naphtali, hulle nakomlinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek, hulle geteldes van die stam van Naphtali was 53.400. Dit is die geteldes wat Moses en Aaron en die owerstes van Israel getel het. 12 man was dit, elkeen vir sy families. So was dan al die geteldes van die kinders van Israel, volgens die families van 20 jaar oud en daarbo, almal wat in Israel op kommando moes uittrek, al die geteldes daar, dan was 603.550. Maar die Lewiete volgens hulle voorvaderlike stam is onder hulle nie getel nie. Die Hemelse Vader het naamlik met Moses gespreek en gesê, net die stam van Levi moet jy nie tel nie, en hulle volle getal onder die kinders van Israel nie opneem nie. Maar stel jy die Lewiete aan oor die tabernakel van die getuienis en oor die gereedskap oor alles wat daarby behoort, hulle moet die tabernakel dra, alles wat daarby behoort, en hulle moet dit bedien rondom die tabernakelaars, as die tabernakelaar opslaan. En as die tabernakel wegtrek, moet die Lewiete dit afbreek, en as die tabernakel rus, moet die Lewiete dit oprig, en 'n onbevoegde wat naderkom, moet gedood word. En die kinders van Israel moet die laar opslaan, elkeen op sy laarplek, elkeen by sy vaandel, volgens die leerafdelings, maar die Lewiete moet laar opslaan rondom die tabernakel van getuienis, dat daar geen toorn oor die vergadering van die kinders van Israel kom nie. So moet dan die Lewiete die diens van die tabernakel van die getuienis waarneem. En die kinders van Israel het dit gedoen, net soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. En so het hulle dit gedoen. Hoofstuk 2. En die Hemelse Vader het met Moses en Aaron gespreek. Die kinders van Israel moet 'n laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by sy veldtekens van hulle families. Op 'n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle die laar opslaan. En die wat aan die ooste kant teen sonop laar opslaan, moet wees die vaandelaar van Juda volgens die leerafdelings, en Nagson die seun van Aminadab moet owerste oor die seuns van Juda wees, en sy leer met hulle geteldes was 74.600. En wat langs hom laar opslaan moet wees die stam van Isaskar, en Nathaniel, die seun van Suar, moet die owerste oor die seuns van Isaskar wees. En sy leer met sy geteldes was 54.400. Verder die stam van Sebulon, Eliab, die seun van Helon, moet die owerste seuns wees van Sebulon. En sy leer met sy geteldes was 57.400. En al die geteldes in die laar van Juda was 186.400 volgens hulle leerafdelings.
hulle moet eerste opbreek. Die vaandel en die laar van Reuben volgens hulle leerafdelings moet aan die suidekant wees en Eliezer, die seun van Sedeur, die owerste, die seuns van Reuben wees. En sy leer met sy geteldes was 46.500. En die wat langs hom in die laar opslaan moet wees, die stam van Simeon en Selemiel, die seuns van Sorasdia, moet die owerste oor die seuns van Simeon wees. En sy leer met hulle geteldes was 59.300. Verder die stam van Gad, Elisiaf, die seun van Reuel, moet owerste oor die seuns van Gad wees. En sy leer met sy geteldes was 45.650. Al die geteldes in die laar van Reuben was 151.450 volgens hulle leerafdelings en hulle moet twee tweede optrek. Daarna moet die tent van samekoms opgebreek en die laar van die leviete tussen die ander laars in. Soos hulle laar opslaan, so moet hulle opbreek, elkeen op sy plek volgens hulle vaandels, en die vaandel van die laar van Efraim volgens hulle leerafdelings moet aan die weste kant wees. En die Elesmia seun van Emot moet op die owerste van die seuns van Efraim wees. En sy leer met hulle geteldes was 40.500. En langs hom die stam van Manasse, Gameel, die seun van Padasser, sal die owerste oor die seuns van Manasse wees. En sy leer met hulle geteldes was 33.200. Verder, die stam van Benjamin en Abidan, die seun van Gideoni, moet die owerste oor die seuns van Benjamin wees. En sy leer met hulle geteldes was 35.400. En al die geteldes in die laar van Efraim was 108.100, volgens hulle leerafdelings, en hulle moet derde opbreek. Die vaandel van die laar van Dan moet dan aan die noorde kant wees, volgens die leerafdelings, en Ahiser, die seun van Amidisedai, die moet die owerste oor die seuns van Dan wees. En sy leer met hulle geteldes was 62.700. En wat langs hom laar opslaan, moet wees die stam van Asser, en Pagiel, die seun van Ogran, moet die owerste van die seuns van Asser wees. En sy leer met hulle geteldes was 41.500. Verder, die stam van Naftali en Ahira, die seun van Enan, moet die owerste oor die seuns van Naftali wees. En die leer met hulle geteldes was 53.400. En al die geteldes in die laar van Dan was 157.600. Hulle moet laaste opbreek volgens hulle vaandels. Dit is die geteldes van die kinders van Israel, volgens hulle families. Al die geteldes van die laars volgens hulle leerafdelings was 603.550. Maar die leviete is onder die kinders van Israel nie getel nie, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. En die kinders van Israel het gedoen soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. Net so het die laar opgeslaan volgens hulle vaandels, en so het hulle opgebreek elkeen volgens sy geslagte by sy families. Telling van die leviete, hoofstuk 3. En dit is die nakomelinge van Aaron en Moses op die dag toe die Hemelse Vader met Moses op die berg van Sinaï gespreek het. En dit is die name van die seuns van Aaron, eerstgeborene, Nadab, daarna Abidu, Eliezer en Itamar. Dit is die name van die seuns van Aaron, die gesalfde priesters wat aangestel is aan die priesterambt te bedien. Maar Nadab en Abidu het gesterwe voor die aangesig van die Hemelse Vader, toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Hemelse Vader in die woestyn van Sinaï gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie. Maar Eliezer en Itamar was in die priesterambt bedien voor die oë van hulle vader Aaron. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, laat die stam van Levi naderkom en stel vir hulle 'n priester Aaron, dat hulle kan kom om te kan dien. En hulle moet sy diens waarneem,
en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig. En hulle moet sorg dat vir al die gereedskap van die tent van samekoms en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig. En jy moet die leviete aan Aaron en sy seuns gee. Hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel, maar Aaron en sy seuns moet jy aanstel dat hulle hul priesterampt kan waarneem en die onbevoegde wat naderkom moet gedood word. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê: Kyk, ek self het die leviete geneem onder die kinders van Israel uit die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van die Israel dat die leviete myne kan wees, want al die eersgeborenes is myne. Op die dag toe ek al die eersgeborenes in Egipte land getref het, het ek al die eersgeborenes in Israel vir my geheilig, die mense sowel as die diere. Hulle moet myne wees. Ek is die Hemelse Vader. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek in die woestyn van Sinaï en gesê: Tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte, almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, die moet jy tel. En Moses het hulle volgens die bevel van die Hemelse Vader getel, soos hy hom beveel het. En dit was die seuns van Levi volgens hulle name: Gerson en Kehat en Merari. En dit was die name van die seuns van Gersons volgens hulle geslagte: Libni en Simei. En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte was Amram en Jesar, Hebron en Uziel. En die seuns van Merari volgens hulle geslagte was Magli en Musi. Dit is die geslagte van die leviete volgens hulle families. Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en in die geslag van die Simeïte. Dit is die geslagte van die Gersoniete. Hulle is getel dus volgens die getal almal wat manlik was van 'n maand oud en daarbo. Hulle getel dus was 7500. Die geslagte van die Gersoniete moet laar opslaan agter die tabernakel aan die weste kant, en die owerstes oor die familie van die Gersoniete moet die Eliasaf, die seun van Lael, wees. En die seun van Gerson moet by die tent van samekoms versorg dat die tabernakel en die tent en sy dekkleed en bedekking vir die ingang van die tent van samekoms. En die behangsel van die voorhoof en die bedekking vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is sy lyne, alles wat by sy bediening behoort. En aan Kehat behoort die geslag van die Amariete en die geslag van die Jesariete en die geslag van die Hebroniete en die geslag van die Isiltiete. Dit is die geslagte van die Kehaite. Volgens hulle getal, almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar 8600 en die diens van die heiligdom waargeneem het. Die geslagte van die seuns van Kehat moet die laar opslaan aan die kant van die tabernakel aan die suidekant. Die owerste oor die families vir die geslagte van die Kehatite moet wees Elisfan, die seun van Uziel, en hulle moet versorg die ark en die tafel en die kandelare en die altare en die gereedskap van die heiligdom waarmee hulle diens doen en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort. En die hoof van die owerste van Levi moet Elisiar, die seun van Aaron, die priester, die opsigter oor wat diens van die heiligdom waarneem, aan Merari het behoort die geslag van die Magliete, en die geslag van die Masite en die geslagte van Merari. En hulle getel dus volgens hulle getal van almal wat manlik is van 'n maand oud en daarbo was 6200. Die owerste van die familie vir die geslagte van Merari was Seriel, die seun van Abihail. Hulle moet die laar opslaan aan die kant van die tabernakel aan die noorde kant. En toesig van die seuns van Merari wat hulle te besorg het, moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare, sy voetstukke en al die gereedskap sowel as die hele diens wat daarby behoort.
en die belare van die voorhof rondom hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne en die wat voor die tabernakelaar opslaan en aan die ooste kant voor die tente van samekoms teen sonop moet wees. Moses en Aaron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens van die kinders van Israel en die onbevoegde wat naderkom, moet gedood word. Al die geteldes van Levi wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Hemelse Vader volgens hulle geslagte getel het, almal wat manlik was van 'n maand oud en daarbo was 22.000. En die Hemelse Vader het aan Moses gesê, tel die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van die maand oud en daarbo, en neem die getal van hulle name op. En jy, vir my, ek is die Hemelse Vader. Die Lewiete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Lewiete in die plek van die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel. En Moses het, soos die Hemelse Vader hom beveel het, aan die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel. En al die manlike eersgeborenes volgens hulle getalle van 'n maand oud en daarbo volgens hulle geteldes was 22.273. En die Hemelse Vader het aan Moses gespreek en gesê, neem die Lewiete in plek van die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Lewiete in die plek van die vee, sodat die Lewiete myne kan wees. Ek is die Hemelse Vader. Wat aangaan in die loskoping van die 273 wat oor is, bo die Lewiete uit die eersgeborenes van die kinders van Israel, moet jy per hoof 5 sikels neem, volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem. Die sikkel is 20 gera. En jy moet die geld, losprys van die wat onder hulle oor is, wat aan Aaron en sy seuns gegee is. Daarop het Moses die loskoopgeld geneem en die wat oor was, wat deur die Lewiete losgekoop was. En van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, 1365 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom. En Moses het die loskoopgeld aan Aaron en sy seuns gegee, volgens die bevel van die Hemelse Vader, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Hoofstuk 4, die diens van die Lewiete. En die Hemelse Vader het Moses en Aaron gespreek en gesê, neem die volle getal van die seuns van Kehat op onder die seuns van die Levi uit, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo, tot 50 jaar, almal wat dienspligtig is, om werk by die tent van samekoms te verrig. Dit sal die dienswerk van die seuns van Kehat om die tent van samekoms wees, naamlik die hoogheilige dinge. By die oopbreek van die laar moet Aaron en sy seuns kom en die voorhangsel tot bedekking afneem en daarmee die ark van die getuienis bedek. En hulle moet die dekkleed van ropvelle daarop sit en die doek heeltemal van persstof daarbo oor uitsprei en sy draaghoute insteek. Hulle moet dit ook oor die toonbroodtafel 'n persdoekkleed uitsprei, daarop neersit in die skottels en die rookpanne en die bekers en die drankofferkanne ook met altyd blywende brood daarop wees. Daarna moet hulle die skarlakendoek daaroor uitsprei en dit met 'n dekkleed van ropvelle toemaak en sy draaghoute insteek. Dan moet hulle persdoek neem en die kandelaar tot verligtiging bedek met sy lampe en sy snyters en sy bakkies en al die oliekanne waarmee hulle daarmee diens doen. En hulle moet dit met al sy gereedskap op die dekkleed van die ropvelle neerlê en dit op dit draagbaar sit. En oor die goue altaar moet hulle 'n persdoek uitsprei en dit moet die dekkleed oor die ropvelle toemaak en sy draaghoute insteek. Hulle moet ook al die gereedskap neem waarmee hulle diens in die heiligdom doen en dit op persdoek neerlê met die dekkleed van ropvelle toemaak en dit op die draagbaar sit. En hulle moet die as van die altaar verwyder en daar 'n purperrooi doek oor uitsprei. En hulle moet al sy gereedskap daarop neersit waarmee hulle daarby diens doen. Die vuurpanne, die virke en die skoppe en die komme
al die gereedskap van die altaar. Hulle moet daar 'n dekkleed van ropvelle oor uitsprei en sy draaghoute insteek. En eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die alaar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om te dra, maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra, van die tent van samekoms, en die toesag van Eleazar, die seun van die priester van Aaron, gaan oor die olie vir die kandelaar, en die reukwerk van speserye, en die voortdurende spysoffer en die salfolie, en die toesag oor die hele tabernakel, en oor alles wat daarin is, die heiligdom, die bybehorende gereedskappe, en die Hemelse Vader het met Moses en Aaron gespreek en gesê, sorg dat die stam van julle geslagte van die Kehaite nie onder die Lewiete uitgeroei word nie, maar doen vir hulle dit sodat hulle lewe en nie sterwe nie. As hulle na hoogheilige dinge aankom, Aaron en sy seuns moet ingaan en hulle aanstel, elkeen oor sy dienswerk en oor wat hy moet dra. Maar hulle moet nie inkom vir 'n oomblik in die heiligdom te sien nie, sodat hulle nie sterwe nie. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, neem die volle getal op van die seuns van Gerson, volgens hulle families, volgens hulle geslagte. Jy moet hulle tel van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat verplig is om diens te doen, om die dienswerk te verrig by die tent van samekoms. Dit sal die dienswerk van die geslagte van die Gersoniete wees by die diens en by die vervoer. Hulle moet die tentdoeke van die tabernakel dra, ook die tent van samekoms, sy dekkleed en die dekkleed van ropvelle, wat daar bo-oor is, en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms, en die behangsel van die voorhof, en die bedekking vir die ingang in die poorte van die voorhof, wat rondom die tabernakel en die altaar is, en hulle lyne sowel as al die gereedskap wat by die bediening daarvan behoort, en alles wat daarvoor gedoen moet word, moet hulle verrig. En die hele dienswerk van die seuns van die Gersoniete, alles wat hulle moet dra, en hulle hele diens moet wees volgens hulle bevel van Aaron en sy seuns. En julle moet al hulle drawerk aanwys om dit waar te neem. Dit is die dienswerk vir die geslagte, vir die seuns van die Gersoniete, by die tent van samekoms, en wat hulle besorg het, moet plaasvind onder die leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron. Wat aangaan die seuns van Merari, die moet jy tel volgens hulle geslagte, volgens hulle families. Jy moet hulle tel van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig is om die dienswerk in die tent van samekoms te verrig, en dit is wat hulle drawerk besorg moet word. Hulle hele dienswerk by die tent van samekoms, die style van die tabernakel, moet sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, en die pilare van die voorhof rondom hulle, voetstukke en hulle penne, en hulle lyne, al die gereedskap, sowel as alles wat by die bediening daarvan behoort, en die gereedskap wat by hulle drawerk besorg moet word, moet julle met die naam aanwys, en dit is die dienswerk van die geslagte van die seuns van Merari. Hulle hele diens by die tent van samekoms onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron. En Moses en Aaron en die owerstes van die vergadering het die seuns van die Kehaitiete getel volgens hulle geslagte, volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig was in sake die dienswerk by die tent van samekoms, en hulle geteldes volgens hulle geslagte was 2750. Dit is die geteldes van die geslagte van die Kehaitiete, almal wat by die tent van samekoms gedien het, wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Hemelse Vader deur die diens van Moses getel het. En die geteldes van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte en volgens hulle families van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig
was in sake van die dienswerk by die tent van samekoms. Hulle geteldes was volgens hulle geslagte, volgens hulle families 2630. Dit is die geteldes van die geslagte van Gerson se seuns, almal wat by die tent van samekoms gedien het, wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Hemelse Vader getel het. En die geteldes van die geslagte van Merari, die seuns volgens hulle geslagte, volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig was in sake van die dienswerk by die tent van samekoms. Hulle geteldes was volgens hulle geslagte 3200. Dit is die geteldes van die geslagte van Merari se seuns wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Hemelse Vader deur die diens van Moses getel het. Al die geteldes van die Lewiete wat Moses en Aaron en die owerstes van Israel getel het, volgens hulle geslagte en volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot 50 jaar, almal wat dienspligtig was om dienswerk te verrig en die werk van vervoer by die tent van samekoms. Hulle geteldes was 8580. Volgens die bevel van die Hemelse Vader, deur die tussenkoms van Moses en hulle aanwys in elkeen van vir sy diens en vir sy drawerk, naamlik die geteldes soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Okay, hoofstuk 5, bevel om al die onreines buitekant die laar af te sonder. En die Hemelse Vader het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle uit die laar wegstuur al die melaatse mense en almal wat 'n vloeiing het en almal wat deur 'n lijk onrein is, man sowel as vrou, moet julle wegstuur buitekant die laar, moet julle hulle wegstuur sodat hulle nie hulle laar verontreinig waar ek in julle midde woon nie. En die kinders van Israel het so gedoen en hulle buitekant die laar gestuur soos die Hemelse Vader met Moses gespreek het. En so het die kinders van Israel gedoen. Wette oor die teruggawe van die ontvreemde goed vanaf vers 5. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel, as 'n man of 'n vrou enige menslike sonde doen, sodat dit ontrou teen die Hemelse Vader gehandel word en die siel skuldig word, dan moet hulle hul sonde wat hulle gedoen het, bely. Daarna moet hy wat hy skuldig is, ten volle teruggee en die 5de deel daarvan byvoeg. En hy moet dit aan die een gee teen wie hy hom skuldig gemaak het. Maar as die man geen losser het aan wie die skuld teruggegee kan word nie, behoort die skuld wat teruggegee moet word aan die Hemelse Vader, aan die priester, behalwe die versoeningsram waarmee hy vir hom versoening doen. En elke heffing van al die heilige gawes van die kinders van Israel wat hulle na die priester bring, moet syne wees. En elkeen sy heilige gawes, dit moet syne wees. Wat iemand aan die priester gee, moet syne wees. Wet oor jaloersheid vanaf vers 11. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand se vrou afwyk en troubreek teen hom begaan, en 'n man met haar vleeslike gemeenskap het, maar dit vir die oë van haar man verborge bly, en sy nie uitgevind is nie, hoewel sy haar verontreinig het, terwyl daar geen getuie teen haar is, en sy nie betrap is nie. En daar kom 'n gees van jaloersheid oor hom, sodat hy jaloers word op sy vrou, terwyl sy haar inderdaad verontreinig het, of 'n gees van jaloersheid kom oor hom, sodat hy jaloers word op sy vrou, terwyl sy haar nie verontreinig het nie. Dan moet die man sy vrou na die priester bring, en hy moet haar offer vir haar saambring, 'n tiende van 'n eva garsmeel. Hy moet daar geen olie opgiet nie, geen wierook daar byvoeg nie, omdat dit 'n spysoffer van jaloersheid is. 'n gedenkoffer wat ongeregtigheid in gedagtenis bring. En 'n priester moet haar laat naderkom
en haar voor die aangesig van die Hemelse Vader stel. En die priester moet heilige water in 'n erdepot neem en van die stof wat op die vloer van die tabernakel is, moet die priester neem en in die water gooi. Daarna moet die priester die vrou voor die aangesig van die Hemelse Vader stel en die hare van die vrou losmaak. En hy moet 'n gedenksoffer op haar hande sit. En die spysoffer van jaloersheid is dit. En in die hand van die priester moet daar wees water van bittersmart wat die vloek bring. En die priester moet haar besweer en aan die vrou sê: as geen man met jou gemeenskap gehad het nie, en jy terwyl jy aan jou man toebehoort het, nie afgewyk het nie, in onreinheid nie, wees dan vry van hierdie water van bittersmart wat die vloek bring. Maar as jy terwyl jy aan die man toebehoort het, afwyk en jou verontreinig het deurdat 'n man behalwe jou eie man met jou vleeslike gemeenskap gehad het, so moet dan die priester die vrou met die eed van vervloeking besweer, en die priester moet aan die vrou sê: mag die Hemelse Vader jou tot 'n vervloeking en 'n verwesing maak onder jou volk, deurdat die Hemelse Vader jou heup laat inval en jou skoot laat opswel. En mag hierdie water wat in die vloek bring, in jou ingewande ingaan, om jou skoot te laat opswel en jou heup te laat inval. Dan moet die vrou sê: amen, amen. Daarna moet die priester hierdie vervloeking op die blad skrywe en dit in die water van bittersmart uitwis. En hy moet die vrou laat drink van die water van bittersmart en die vloek bring, sodat die water wat die vloek bring in haar kan ingaan tot bittersmart. En die priester moet uit die hand van die vrou die spysoffer van jaloersheid neem en die spysoffer voor die aangesig van die Hemelse Vader beweeg en dit na die altaar bring. En die priester moet ook van die spysoffer 'n handvol as gedenkoffer daarvan neem en dit op die altaar aan die brand steek. En daarna moet hy die vrou die water laat drink. En as hy haar die water laat drink het, dan sal sy haar verontreinig en teen haar man troubreuk begaan het. Die water wat die vloek bring, as bitter smart in haar ingaan en haar skoot laat opswel en haar heup laat inval, en die vrou sal onder haar volk 'n vervloeking wees. Maar as die vrou haar nie verontreinig het nie, maar rein is, sal sy vry wees en swanger word. Dit is die wet van oor die jaloersheid. As 'n vrou afwyk terwyl sy aan haar man toebehoort en haar verontreinig, of as 'n man die gees van jaloersheid kom en hy op sy vrou jaloers word, dan moet hy die vrou voor die aangesig van die Hemelse Vader stel. Die priester moet met haar handel volgens hierdie hele wet. En 'n man sal vry wees van die ongeregtigheid, maar die vrou sal haar ongeregtigheid moet dra. Tot sover.